Dit is hulle. Die prophet Mohammed. Okay. Dis hulle. Dis hulle wat die Christendom vervolg. Dis hulle wat mense doodmaak. As jy convert soontoe, is jy weg. Die Islam en die Moslim is dieselfde ding, ja. Die Islam is net die hoof. So ons Christen is hulle die hoofnaam. So God kom en hy maak die belofte dat 'n kind gebore gaan word. En hy stel 'n geslagslyn in plek wat by een man en een vrou begin. En hy begin hierdie geslagslyn loop. En Isak word gebore en die kind van die belofte is daar. Okay. Wat doen Ismael die oomblik toe Isak daar is? Hy spot hom, hy hoon hom, hy maak sy lewe hel. Totdat Sarah sê, hoorie, jaag hierdie slapin weg. En arme Abraham, dis haar plannetjie wat hy lekker in gedeel het. Okay. Hy jaag haar weg. En hy stuur haar in die woestyn in. En daar sê hy die kind. En die Bybel sê die kind huil want hulle is honger, hulle is dors. Maar God hoor hulle gehuil. En wat doen die Here volgende? Hy sê en hy open haar oë om die water te sien. En hy sê vir haar wat hy drink. So reg aan die begin sê God vir haar, hierdie kind is nie die erfgenaam nie. Isak is die erfgenaam. Die water, die lewende water sal kom, maar nie uit jou nie. Dit sal kom ter wille van jou. En hy spaar daai kind, want God is nie 'n God van onreg nie. So die belofte hier, sê die Here, die bouplan is die Christus wat sou kom. Nou vat God letterlik 4000 jaar, nie heeltemal 4000, 2500, om die Christus in plek te sit, tot by sy geboorte. Maar van daai dag af, van die roeping van Abraham af, draai alles oor God se volk, waar hy die belofte sou kom. Die hele kruks van die saak. So dit is die bouplan. Hoekom sê ek dit vir jou? Daar kan nie 'n ander verlosser wees nie. Rome het nie baie paaie wat lei na Rome toe nie. Daai spreekwoord gebruik ons in die godsdiens ook. Sê alle paaie lei na Rome. So al hierdie paaie in hierdie godsdienswêreld lei nie na verlossing toe nie. Daarom sê Jesus, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So die Christus moes kom. Hy moes gebore word. En dit is die plan op die tafel. En nou begin God met die bouprojek. Waarvan Abraham die eerste persoon. Onthou Noag was daar, al die ouens was daar om die hele proses in plek te hou, reg van die tuin van Eden af. Abel, die regverdige Abel en al die ouens was daar in daai geslagslyn tot op Adam. Want God het die belofte aan Adam gemaak. So die geslagslyn moet by Adam uitkom. Ek dink dat iemand my nou gevra het wat 'n interessante vraag is, maar ek kan dit self nie, ek kan dit nie presies die antwoord onthou nie. Hoekom verskil die geslagslyne in Matteus en in die ander geslagslyne van die ander apostels wat boeke geskryf het? Matteus, Markus en Lukas, hoekom verskil hulle? Die ene die manlike geslagslyn en die vroulike. Aan die een bewys hy dat Josef kom uit Dawid. Aan die ander kant bewys hy dat Maria kom uit die geslagslyn van Dawid. So hulle albei is kinders van Dawid. Ja, maar Josef het niks uit te waai met Jesus. Niks in sy maar in die oomblik wanneer jy 'n kind aangeneem word jy wettig gepaal. Verstaan jy? So dit is hoekom hulle daai pad loop met dit. Maar dit is interessant.
Ek het daai ding toe die ou my bel dat ek 'n bietjie gaan daai ding weer gaan ondersoek en ek het iets gaan kyk daartoe sien ek dat as een lyn minder in een geslagslyn as die ander geslagslyn. 14 tot op 14 tot op 14 tot op. Maar as jy dit tel, dan kry jy 1 en 13. Het die Bybel 'n fout gemaak? Nee. Daar was een koning wat net 3 maande of 'n maand geregeer het. En so goddeloos was dat hy geweldig het. Een van Joachim of een so. Daar's 'n Joachim en 'n Joachim. So die twee name in die Hebreëus so baie naby mekaar. So iewers in die vertalings het daar nou 'n bietjie 'n probleem gekom. Dis jy sê 'n maand en so. 1 maand of 3 maande, ek kan dit nie onthou nie, maar dit is so. Toe sy gaan. Okay. Toe verwyder God hom. Onthou dis net nie vir die ballingskap nie. Toe hou die koningskappe op. So God se blou plan is Jesus reg van die begin af. Nou kom hy. As jy die bouplan nou het, dan moet jy fondasie gooi. Wie is die fondasie? Ook Jesus. Paulus sê uitdruklik, ons kan nie 'n ander fondasie lê as wat daar deur die profete, deur die apostels gelê is, naamlik Christus Jesus. Dit is die fondasie. So daar het ons weer eens gaan kyk. Jy bou jou huis op die rots. Wat sê hy vir Petrus? Op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nooit oorweldig nie. So wat sê God van die kerk daar? Hulle die kerk probeer doodmaak, hulle die kerk verwoes, hulle die kerk vervolg, hulle die Bybel aan die vuur gegooi, hulle het alles al probeer doen om ontslae te raak van Christus se geboorte, van die Bybel en alles waarmee gepaard gaan. Kan nie. Van die poorte van die hel kan dit nooit oorweldig nie. Okay. Dis die fondasie. En toe gaan ons oor na die 6 pilare toe. Nou julle kom, nou moet julle vir my oë kyk en nie in julle boekie nie. Wat is die eerste pilaar? Mooi. Okay, wat is die tweede pilaar? Mooi. Derde een? Doop. Vierde een? Handoplegging. Vyfde een? Die wederkoms. En die 6de een? Ewige oordeel. So daai is die 6 pilare wat ons moet ken, maar dit begin by bekering, dit gaan oor na geloof, en dan kom die volgende een is die doop, en dan is die handoplegging wat gaan oor autoriteit wat oorgeplaas word deur die handoplegging, dit gaan oor die Heilige Gees. En daai laaste lesing het ons so 'n bietjie, het julle so 'n bietjie gefragmenteer gekry, want ek was besig met 'n klomp dinge by die kerk, en ek moes daai goed skryf soos ek gaan, en my tyd het my bietjie ingehaal. So daai lesings moet ek nog wat redigeer, dit hou die ouer dit doen met 'n rugoperasie gehad, en ek sukkel nou nog om die goed gedoen te kry. So dit is waar ons is. So waar is ons vandag? Nou het ons die 6 pilare gebou, ons is klaar daarmee. Vanaand behoort ons moes eintlik al begin het toe 7:30 aangebreek, hoe laat 5:30 aangebreek het, maar begin nou daarmee hoor. Ons is nou by bou die laklok nie. Okay. Wat is hy ding in Engelse naam? Is jou Latyn. Jou Latyn, ja. Lintel, Engels, Latyn, Afrikaans. Latyn, ja. Is dit 'n lintel? Dit klink vir my soos 'n Ja, Okay, maar in elk geval. Ja, dis seker nou maar daar seker maar 'n bietjie al die Engels het seker al uit oorgeneem. Maar die van jou is heeltemal reg. Ja, daai is nou om Google wat dit gesê het. Ons het nou nog gesien om Google word uitgekleed. So, maar dit is 'n laptop hoor, maar dit is die Latyn. Al wat ek wil hê is jy moet verstaan wat dit is. Dit is die laaste paar lae bokant die vensterbanke dink ek net eintlik seker nog 'n bietjie op waar jou kappe vasgebou word. Okay. Om die dak te kan dra. Dis eintlik 'n ringbal. Om alles bymekaar te hou. Ja, dat is iets skaalwerk, dis 'n ringbal. Okay. Maar dit is maar dieselfde. Alright. Goed, so dit is waar ons vanaand is. So kom ons begin daarmee. So wat gaan ons julle almal leer by daai gedeelte van die bou? Onthou jy het nou bekeer, jy is nou gedoop, jy is gevul met die Heilige Gees of onderstel gewees om gevul te word met die Heilige Gees. Jy is, hoe sê jy eerste een? Jy is bekeer, jy het geloof, jy is gedoop,
Jy is gevul met die Heilige Gees, jy weet, jy ken die wederkoms en jy verstaan waaroor gaan die oordeel van God. So nou is jy nou is jy al die kennis van wie God jou eintlik gemaak het, waar jy is. Die volgende vraag is, wat gaan ons hierbo inbou nou om hierdie huis bymekaar te hou? Daar's 'n paar goed wat ons daar gaan raak, soos ek gaan ons neem. Die eerste een wat ek vanaand wil leer oor praat is, kom ons gaan kyk eens na die inleiding, dan gaan ek so intoe gaan. Met die afhandeling van die 6 pilare is ons nou by die punt waar ons gereed moet maak vir die oprigting van die dak. By die voltooiing van die steenwerk word die latbalkmuur as laaste deel van die steenwerk ingemessel om die dakkappe te kan dra waarop die dakbedekking moet rus. Die dakkappe, die balke word vasgebou binne in daai muur, die laaste paar stene binne in daai muur, word dit vas en dit hou dit in posisie om die gewig van die dak en die krag wat die dak gaan uitoefen op die hele struktuur om dit bymekaar te hou. Dis presies wat ons nou daar sê. Ons het in module D gefokus op die 6 fundamentele pilare van ons Christelike geloof. Hebreërs 6 vers 1 en 2. Daarom moet, en ek wil hê, wat beteken die woordjie moet? Dit is 'n opdrag. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering, so nommer 1, uit die dooie werk, ons het dit nou vir mekaar gesê, die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. So wat skryf die skrywer van Hebreërs met hy laaste woorde? Dit sal ons doen as God dit toelaat. Wat sê hy vir ons daar? So, hy sê nie daai 6 goed is onbelangrik nie. Die skrywer van Hebreërs sê, en is jammer ons weet nie wie dit is nie, hy sê dat daai 6 dinge het julle nou deurgekom en julle het nou kennis van bekering, julle het kennis van die doop, julle het die toepassing van bekering, julle het die toepassing van geloof en die doop. Julle kan nie nou net bly by om op 'n uitnodiging uit te gaan sodat hulle vir jou bly bid vir jou sonde nie. Dis wat hy sê. Ek het uit 'n gereformeerde kerk binne 'n Pinksterkerk ingestap en elke sondaande was die evangelie boodskappe. So sondaoggende by ons was dit altyd lering, maar sondaande was dit strydvol met bekerings evangelie boodskappe. Dan preek hy pastore hulle die spoeg soos pad in 'n mat, hulle roer vir jou met die Heilige Gees. En as hy klaar gepreek het, dan maak hy 'n uitnodiging. En dan sit daar nou 'n klomp mense in daai kerk en dan reageer die mense op die uitnodiging en hy maak 'n uitnodiging en hy sê vir hulle, okay, wie van julle het nog nie die Here aangeneem nie of wie van julle het 'n behoefte of wat ook al. En dan kom die mense vorentoe en dan bid hulle vir hulle. En week na week sal jy sien mense kom uit om te wil bid vir hulle redding. Okay? Totdat jy eintlik verstaan, hy het jou gered. Wat jy nou moet doen is jy moet Johannes 1 vers 9 begin toepas en as jy, wat sê daai skrif, en as jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig om die sonde te vergewe. So wat moet jy begin doen? Jy moet nou leer om jou sonde te begin bely. Okay? Maar jy kan nie week na week tot bekering kom nie. Jy kan nie oor en oor gedoop word nie. Iewerster moet jy verstaan, hoor jy, ek moet nou verantwoordelikheid vat. Want wat sê die skrif? Want almal wat in Christus Jesus gedoop is, het wat geword? Het 'n nuwe skepsel geword, want dan sê hy nog iets aan die einde. Almal wat in Christus gedoop is, almal wat in Christus Jesus gedoop is, het 'n nuwe skepsel geword. Kyk, die ou dinge, jou ou lewe het verbygegaan verlede tyd. Ek het alles gemaak. So wat behoort ek en jy te wees na bekering en na die, jy weet, en na geloof en na die doop? 'n veranderde mens. En nou natuurlik met uit die aard van die saak na die Heilige Gees invulling. Ons kan nie in die ou patrone van sonde bly lewe nie. So nou kom hy en hy sê vir ons moet verstaan vanmôre, hy sê nie die dinge vanaand, hy sê, julle het al die dinge geleer, en ons sal dit preek as God dit toelaat, ons sal julle leer waar God dit nodig ag om julle dit te leer, as jy nog wil weet waaroor dit gaan, maar jy kan nie daar bly nie, waarheen moet ek en jy op pad wees?
Dit staan in hy skrif. Nee, lees bietjie daar. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, en dis nou hierdie 6 goed. Maar na die volmaaktheid, wat is die volgende woord? Kan jy sien, wat is die tydsgeleef daar? Nie voortgegaan het nie, dit is nou en vorentoe. Wat sê Engels? Present continuous, so wat sê daai Engelse stupid tense? Okay, wat ek nooit weet waarom om te gebruik. Okay, ek kan nie verstaan wat sê present continuous, dit kan ek verstaan, want ek weet, dit beteken nou en jy gaan aan. Okay. Maar hoe om dit in Engels te gebruik, daar is natuurlijk nag. Maar hier is so tens. So God kom en hy sê, jy moet verstaan, jy is nou hier, maar ek en jy moet elke dag van ons lewe voortgaan waarheen. Wat is my einddoel? Die volmaaktheid van Jesus Christus. Jy moet word soos Christus is. Maar julle, Christus se lewe spreek van heiligmaking. En sê hy nie word heilig want Hy sê dit, maar waarvan spreek Jesus se lewe nog? Kom aan, eenvoudige goed. Nederigheid, liefde, die wil van sy Vader. So kan jy sien, is 'n bietjie wyer as net een konsep. So hy sê, ons moet voortgaan na die volmaaktheid wat Jesus vir ons kom leer het. So, ek moet na Christus kyk, ek moet sy liefde demonstreer, ek moet sy heiligheid najaag, ek moet sy krag begin uitleef. So, as ek Christus se voorbeeld moet volg, moet ek ook vir die siekes kan bid, moet ek ook die duiwels kan uitdryf, moet ek ook die evangelie kan verkondig dat ander mense tot by die Here uitkom, moet ek ook lief hê vir hulle wat my nie lief het nie, moet ek vergewe die wat my te nakom. So kan jy sien, dit is die volheid waarheen ons moet gaan. Maar nou kom ons en jy bly by die bekering, en jy bly by die bekering, en jy bly by die bekering. So wat sê dit vir jou? Jy en ek stagneer in God se plan wat hy oor my lewe het. God se plan oor my lewe is die volheid van Christus. Maar ek is verantwoordelik om daar uit te kom, nie God nie. Ek moet die pad loop. My hand in God se hand. Ek moet heiligmaking nastreef. Ek moet die liefde uitleef. Ek moet geduldig wees. Ek moet my hand op 'n ander ou kan lê. Ek moet my hart oopmaak vir alle mense. Ek moet kan vergewe. Al die dinge wat hy vir ons gemodelleer het. So, hierdie hele reeks, is dieselfde met die vorige koninkryksreeks, het een fokus. Word soos Christus is. Nou julle Paulus het 'n kwaaiskrif. Ek weet nie waar dit staan nie, maar hy het 'n kwaaiskrif wat hy vir dit wat ek nou vir julle gesê het, wat hy quoteer. Wat sê hy in daai skrif? Volg my soos ek Christus volg. So kan jy sien, wat sê hy dan? Volg my soos ek Christus volg. Wat sê Jesus vir sy disippels? Wat is die Griekse woord wat ek julle geleer het? Opizo. Follow behind. Walk back. Kom agter my aan. Hoekom moes hulle agter hom aangaan? Sodat hulle sy lewe kon modelleer. Om hulle afhanklikheid van hom te kry. Okay. En dit is waar ons is. Maar hoekom val ons heeltyd terug in hierdie ou patrone? Omdat ons nie deurbreek in heiligmaking. Okay. Gevul is met die Heilige Gees. Nie omdat ek gevul is, sal dit maklik. Is dit? Dis wat is. Die invulling met die Heilige Gees, onthou ons het oor die laaste tyd baie stil gestaan het, maar toe het julle al bietjie uitgeklatsie teen Desember, want toe julle ons almal met vakansie gaan, maar julle nie moes nie.
So toe het julle al voor die tyd daai lesingetjies bietjie gemis, daai laaste 2 in besonder waar ons baie daaroor gepraat het. Met betrekking tot die Heilige Gees, okay, wanneer is ek gevul en wanneer is ek nie gevul nie, het ons julle mooi uitgewys, daar's 2 dinge. Jesus kom en hy blaas oor die disippels direk na die opstanding en hy sê vir hulle, ontvang my Gees. Wat gebeur toe met hulle? Val hulle om, praat hulle in tale? Nee, hoor my mooi. Hy staan op uit die dode, hy blaas oor en sê, ontvang my Gees. Wat lees ek, wat gebeur daar? En daar Nee, julle is heeltemal te ver nou vorentoe. Julle is baie haastig nou, maar dit is goed so, maar dit is te ver. Okay, hy blaas vir hulle en toe. Niks gebeur nie. Behalwe sy woord sê, ontvang my Gees. Okay? Nou kom hy, en hy sê vir in Lukas 24 by die hemelvaart, bereik die wêreld, gaan maak disippels van alle nasies, maar voordat julle dit doen, gaan wag in Jerusalem op Dynamus uit die hoogte. Nou vra ek jou die vraag. Het hulle die Gees ontvang toe Jesus oor hulle geblaas het, ja of nee? Hy sê ontvang my Gees. Het hulle dit ontvang, ja of nie? Ja. Wat 'n rede moet hulle gaan wag? Toe sy klop. Die Heilige Sy klop gaan wag, totdat hulle aangedoen word met krag. Nou sy klop. Die Gees van God het in 'n liggaam gewoon in Christus. En alvorens daai tempel nie weg was, uit die weg geruim was nie, sou die Gees nie na die tweede tempel toe teruggegaan het nie. En wie is die tweede tempel? Ons. Hulle kom tot bekering en jy ontvang die Gees. Maar jy kort die krag van die Gees. En ek het hier gesit en toe wys die Here my daai aand 'n ding wat vir my baie kwaai was en ek gaan dit nou weer vir julle gee. Ek hoop ek onthou dit self. Die nie my nou help, jy net daar gesit met jou sit. Jy ook onthou. Ek het vir julle gesê, sien jy daar agter is 'n skakelaar. Ja, wat sê dit? Daai skakelaar is gekoppel aan die DB-bord hier binne. Hier's 3 fase krag hier. Hoeveel volts is dit? 380. Hoeveel is dit? Wat daar aankom. Okay. Daai krag loop tot by daai skakelaar. Dis die eerste fase. Maar nou moet julle lig skyn in 'n donker wêreld. En as jy dit wil laat doen, gaan wag totdat jy aangedoen is met die Dynamus, tot die skakelaar. Want die oomblik toe die Heilige Gees op die dag van Pinkster uitgestort word, toe word die skakelaar vir die krag aangesit. En die mens kon uitbeweeg en dieselfde wonderwerke doen as wat Jesus gedoen het. So, sien julle daar, daar's 'n groot dispuut rondom, moet mense in tale praat sodat jy weet, almal wat gevul is met die krag van God het in tale gepraat in die Nuwe Testament. Dit is onvermydelik, jy kan nie by dit verbykom nie. Maar Paulus maak 'n stelling, almal praat tog nie in tale nie. So moet nou nie agter daai een skuil nie. En dis nou ongelukkig wat baie mense doen. Want nou kom hy, jou gawe is 'n gawe van die Gees. En die ene die gawe en die ander daai gawe, en daai ou daai gawe en daai ou daai gawe. En wat om te doen? Om die wêreld daarmee te dien. Okay. Dit is hoekom die oomblik wanneer die krag van God met jou wees. Ons sal hier sit en dan skielik sien jy voel die teenwoordigheid van die Here. Ek het vanmôre in die kerk baie kwaai ervaar met die sang en die lofprys en die aanbidding. Die teenwoordigheid van die Here is daar. So dan kom God en hy kom werk met sy Gees deur jou en deur jou liggaam, in jou gees, en hy wek jou op sodat jy krag kan hê vir dit wat hy wil hê jy moet doen. Okay. Maar sy Gees is in jou. Sy Gees is in jou. So, daai lesing nog nou nie weer op stil staan, ek het nog klaar te veel tyd daarvoor gevat, want julle was nou 'n bietjie late tyd van julle, maar jy was daar gepaard. Party was 'n bietjie sieker af, dit het verkoue of griep gehad. Jy kan nie bly by die 6 pilare nie. Jy moet voortgaan na die volmaaktheid van Jesus.
In hierdie fase word sonde vergifnis deur bekering ontvang omdat die persoon Jesus Christus se offer as lam van God persoonlik deur geloof aanneem. Julle bekering en geloof loop so naby mekaar, jy kan ook nie twee goed skei nie. Want jy bekeer omdat jy geloof kry. Maar jy bekeer jou, of jy het geloof en daarom bekeer jy. As jy hoor dit ek vir sê. So, maar God lig dit uit en hy sê bekering is eerste. Want jy sal nooit 'n geloofslewe in sy volheid kan uitleef as jy nie jou sonde onder die bloed van Christus het nie. En by bekering kry jy jou bloed kry jy jou sonde onder die bloed van Jesus. So, vergifnis van sonde deur die lam wat jy aangeneem. Wat om daai aksie wat jy neem posisioneer jou om tempel van God te word. En ek wil sê ek en jy is die tempel van God. Wat is die kruks van die saak van die tempel? Ek het vanmôre baie kwaai daar bedien. Ja, ek het dalk 'n paar ouens te veel detail gegee. Ek weet ek. My vrou raas met my. Sy sê jy gee te veel detail, jy verloor die mense. So, maar nou ja, as jy nou as ek jou verloor, sorry, maar iemand skryf vir my 'n boodskap en sê hoor jy dit was vir my so awesome woord. Maar ander ouens weet ek nie altyd. Hoor hulle nie. Dis hoekom Paulus sê, vanweë die tyd behoort julle leermeesters te wees. Maar julle ken nie eens Genesis 1 vers 26 nie. En julle ken nie eens Genesis 3 vers 15 nie. Kom aan. Kom aan. Van die vermorseling van die Hy sal ons kop stel. Okay, ek vra nie nou om die skrif te quoteer nie. Ek sê vir jou. Dis al jy behoort. Ons behoort volwassenes in die Here te wees, maar ek ken nie eens die twee basiese skrifte waarmee ons begin nie. Okay? So kry die basiese goed onder jou, kry dit in jou hart uitgesond, mense. Kry dit in jou lewe, doen iets om dit in jou hart te kry. Hoe meer jy vat hierdie lesing, vat jou Bybel, merk jou Bybel, leer hierdie goed en kry die goed in jou hart en in jou kop. Jy hoef nie al 1000 skrifte te ken nie, want hier is baie skrifte, maar ken die basics. En as ek Genesis 1:26 het, gaan ek vir die sirkel kan verduidelik deur daai een skrif. As ek Genesis 3:15 het, gaan ek vir jou die bouplan kan verduidelik deur daai een skrif. As ek die skrif wat gaan en sê, ons kan geen ander fondament lê as wat daar gelees nie, gaan ek van daardie skrif af vir jou die hele fondament kan uitlê. Okay? Die 6 pilare gaan ek vir jou kan uitlees, ek Matteus 28:19 en Handelinge 2:38 ken. So, jy kan eintlik een skrif in elke faset ken en van daar af gaan jy met dit kan gaan as jy net daai vertrekpunt skrif het, want die Heilige Gees gaan jou lei. Maar as jy babbels hap, waar gaan jy begin? Okay? Nou kom ons sê vir mekaar hierso, elke persoon wat God se offer aangeneem het, wat Christus se offer aangeneem het homself geposisioneer om die tempel van God te word, wat ek daarmee bedoel is, wat ons impliseer daarmee is, jy word die tempel van die Here, omdat die Gees van God in jou kom woon. Deur die handoplegging het ons daai hele lesing gedoen. Nou julle, ek het in daai lesing vir jou gesê, jy hoef nie die Heilige Gees te ontvang net deur die handoplegging nie. Daar is mense wat die Heilige Gees ontvang het sonder die handoplegging. Maar daar is die mense wat die Heilige Gees ontvang het met die handoplegging. Die handoplegging is die oordraging van autoriteit. Dis hoekom wanneer ons bid vir 'n sieke, wat doen jy? Lê jou hand op hom, salf hom in die naam van Jesus met olie, lê jou hand op hom. Wat sê die Here vir Moses? Moses, jy kan nie die beloofde land ingaan nie, maar ek gaan Joshua daar stel om die volk deur die Jordaan te lei. Maar jy moet Joshua fisies gaan salf. Die Engelse Bybel sê dit so mooi. Hy gebruik die woordjie charge, hy sê, and Moses charged Joshua. Nou julle het al gesien as twee karre met hulle neuse teen mekaar staan, die een se battery is flat. Okay? Hulle sit twee jumpers op, maar die battery te charge. Kyk hy ding daar.
Het nie jou wires kros nie. Ja, nie dit nie. Ja. So hier sien hy dat Moses, die Bybel sê Moses gaan in 'n lesehande op Joshua en hy dra sy autoriteit oor na jou. Hoekom dink jy het die profete so Samuel en daai ouens die konings gesalf om autoriteit oor te dra? Want God het vir die profeet gesê, en die profeet gaan, en hy vat olie, 'n tipe van die Heilige Gees, en hy dra die autoriteit oor as die koning en die priester. Okay. So dit is nie net sommer 'n ding wat die kerk uitgedink het nie. Dis 'n deel wat dwars deur die hele kultuur, godsdienstkultuur van die Joodse kultuur kom, waar hulle die hande oplê om vir mense te bid. Kom ek gee 'n maklike voorbeeld julle. Hier's nou baie mamas hierso. Jou seentjie kom by jou. Nou julle seentjies is nou groot, maar het by jou gekom. Ek voel nie lekker nie. Het jy wie van julle daai nog gehoor? Wat doen die pappa sal sê ek hou op aan sit. Ja. Wat doen die mamma? Voel jy sy kop? Ja, maar sê jy. Woe, hy's warm. Okay. Gaan nog nie vanaand hou. Ja. Julle handoplegging. Touchy. So wat, daai seentjie of dogtertjie, die oomblik as daai mamma haar kop gevat het. Is hy gesond? Ag, hy voel baie beter. Ja. Hulle plak 'n pleistertjie op. En sy sê hom van gesond. Ja, hulle sê hom gesond. Sy is klaar gesond. So kan jy sien, dis die oordraging van autoriteit. Dis die betoning van liefde. En ons sien dit in praktyk, julle wat nie eens 'n heilige wat nie eens 'n heilige of 'n godsdienstige koneksie het nie, maar jy sien dit in die natuur werk in my en jou lewe. So die persoon wat Jesus aanneem is geposisioneer, want hoekom die doop is die begrafnis, die doop is die begrafnis. Nou wie begrawe ons? Nie noodwendig ou mense nie, ons begrawe dooie mense. Okay? En ek praat nou van 'n werklike begrafnis. So 'n dooie persoon, ek het nog nooit gesien hulle sit 'n lewendige ou in die kus nie. Okay? Ek hoop nie so nie. Jy weet vroeër jare, nou praat ek met die nonsens, maar baie jare gelede het hulle letterlik 'n wend gemaak. Ja. Of 'n klokkie ingesit. Ja. Pastoor, daar stories wat ons sê van grafte wat geskuif is met ontwikkeling op die kruike. Dis wakker geword het. Onwaarskynlik, want ek weet nie hoe hy kus gelyk het. Dit kan nie 'n staalkus gewees het wat nie verroes het nie, want 'n gewone houtkus sal gaan wees teen daai tyd. So Ek weet nie, knippie sout. Maar in 'n geval, vat dit maar vir wat dit is. Maar hulle het dit 'n klokkie is een van hulle en dan het hulle 'n wend dan gesit. So as hy lewe dat hy kan dat hy kan asemhaal. So ja, jy begrawe dooie mense. Nou hoor dit sê hierso. Elkeen wat in Christus, kom ek lees dit vir jou. Die doop is die begrafnis van die ou mens van sonde, Romeine 6 vers 3 tot 5, en dit spreek van 'n nuwe skepsel wat weergebore word uit water en gees, waarsonder niemand die krag van God se koninkryk sal kan sien of verstaan of selfs sal kan ingaan nie, want dit is wat Jesus aan Nikodemus sê. Nikodemus, jy wil weet hoe werk die wonderwerke. Jy wil weet hoe doen 'n krag. Jy wil weet hoe werk die dinge wat jy vanmiddag gesien het toe al die mense bymekaar was, maar ek sê vir jou, as jy nie weer gebore word uit water en gees nie, gaan jy die koninkryk nie kan sien nie. Hoe kan ek oud wees, Here, in die skoot van my moeder ingaan? Jy het dit verkeerd, Nikodemus. Ek praat nie van 'n natuurlike geboorte nie, ek praat van 'n weergeboorte uit gees uit. As iemand nie weergebore word nie, kan in die koninkryk sê hy nie ingaan nie. So luister baie mooi. Die oomblik wanneer jy weergebore word jy 'n nuwe skepsel. Romeine 6 verklaar dit, dis 'n ou mens wat dood was in sy sonde, en nou lê jy die ou dooie mens, die ou mens van sonde af. Hoe? Letterlik deur saam met Christus te sterwe, maar Christus het nie in die graf gebly nie. Wat gebeur met hom? Hy staan op die derde dag uit die dood uit op. So jy moet nou nie 3 dae vat voor die heiligmaking nastreef nie, né? Okay, jy moet dadelik begin.
Vat party baie langer as 3 dae, party van 3 jaar, party van 30 jaar. So, waar sommer niemand die krag van God sal sien nie. Ons lees egter in vers 1 en vers 6 tot 7 die volgende. Wat sal, Paulus vra 'n vraag, wat sal ons, kan jy sien, hier's 'n halwe stuk moedeloosheid aan Paulus se woord hier. Hy kyk na die spul in Romeine en sê, ek leer hierdie mense, ek sit met hierdie mense, ek praat met hierdie mense. Wat sal ons dan nou tog sê? Sal ons, hy vra, in die sonde bly, dat die genade meer kan word. Aangesien ons dit weet, dat die ouwe mens saam met Christus, die vorige ou lewe, saam met Christus, deur geloof gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet, sodat wat sou gebeur? Die liggaam van die sonde, Tot niet. wat beteken die woord tot niet? Wat gebeur met die liggaam in die graf? Okay. Dit is. Nee, is nie. Maar onthou, daar's 'n wil aan betrokke. As 'n wil aan betrokke. Gaan kyk vir Paulus, hoe dat in een oomblik sy lewe draai. En dit uitleef. Maar hy sê nie ook dat dit wat ek nie wil doen nie. Hy sê dit. Want jy sit met 'n sondige stuk natuur. Maar ons kan nie agter dit skuil nie. Want daar's 'n skrif wat sê, hy wat bly sonde doen, kry sy Christus 2 keer. Kry sy Christus 2 keer. Die kry sy Christus weer. O, Hy sê vir jou wat weet, dat dit wat jy doen is verkeerd, en jy bly dit doen, kruisig jy Christus 'n volgende keer. So, hierdie skrif sê vir my en vir jou, die dag toe ek Jesus aangeneem het, toe ek deur die doop gegaan het ek die ou mens van sonde afgelê, met die doel om nie te word. Dit sê nie dat die oomblik as jy klaar gedoop is, nou is jy sondeloos nie. Jou sonde wat jy gehad het, is weg. Soos die ooste en die weste verwyder, nou begin jy op 'n skoon sluit. Jy begin met 'n skoon papier. OK? Nou kom jy in Johannes 1 vers 9 in plek. As jy jou sonde bely. Ek is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe. Watter? Die wat jy bely. Want julle, ons word mos nou kwaad vir ons mans en ons vrouens. Jy word mos nou kwaad vir jou kinders. Jy word mos nou kwaad vir jou kollegas. Jy word glad nie kwaad vir die taksies nie. Okay? Ons word nie kwaad vir die politikuste nie. So hier sien jy, ons sit met allerhande verfoeisels in ons lewens wat vir ons swak is. Jy het 'n vinnige hiermee. Jy wil moet almal loop en beklei, maar jy's gered. Nou kom die Afrikaner en hy het sommer 'n spreekwoord uitgedink vir mense wat so lyk. Hy sê jy het die duiwel onder die een arm en die Bybel onder die ander arm. Okay, hoekom sê hy dit vir jou?